van dis iemand wat die Here gedien het. Ek bekyk en ek wonder as ons almal beroude is. As ons almal rou ons almal. Van wanneer iemand die Here gedien het en hy het hom vuurkrag gedien, kan ons sien so vas, so tjol, dat hy so wegdra. So kom ons kry net vir so 2 minute, net so 'n lieflike koortjie. En ons die wat kan staan en staan. En ons dra net vir so 'n minuut of 2. Net dan eer om eer aan iemand te gee. Wat die Here gedien het in sy opstanding, in sy krag en in sy lewe. Amen. Dankie vir die liefde en dankie vir die goeie tierenheid. Gebed is Here dat die woord vanmôre met ons sal praat. Met elkeen wat teenwoordig vandag hier is. Ons dink spesiaal aan die familie. Here wat 'n geliefde, 'n suster en selfs die gemeente wat 'n moeder, 'n steunpilaar verloor het. En ons bid dat die woord, Here, self sal spreek in ons harte en ons gedagtes in Jesus naam. Amen. Nou hier is 'n woord vir elkeen. Amen. Groete aan elke leier teenwoordig in die verskillende amper. Mag die Here julle seën. Ek waardeer ek sal die Here u teenwoordigheid stel ons hoog op prys. Ek wil die familie welkom heet met die volle versekering as volgende in die kerk Bellevue. Deel ons in die smart en ons deel in die pyn. Ons wil elke begrafnisganger welkom heet wat vandag net die moeite geag het om op te kom om hierdie familie vandag te kom ondersteun. Psalm 34:19-20 sê dat die Here is naby die wat gebroken is van hart. Mag die Here julle troos. Mag sy genade, sy liefde en sy troosting in alle oorvloedigheid in julle harte, die gedagtes, die verstand en die gemoed wees. Ons as mens kom soms kort met woorde, maar die Heilige Gees wat die waaragtige trooster is die een wat waarlik ons kan vertroos. En met dit gesê, mag die Here julle elkeen vanmôre vertroos. My woord vanmôre. Ek wil vanmôre oor ons het vanmôre iemand wat die Here gedien het. In sy vuurkrag en in sy opstanding. Iemand wat opofferings gemaak het vir die doel en kos van die evangelie. En daarom wanneer ons iemand te ruste lê wat die Here gedien het, dan kan ons die slapvoetjies kom om eer en lof en prys in daardie persoon te bring nie. Ja, ons harte is geskeur, ons is gebroken, maar ons weet nie met hulpeloosheid nie. Ons het hoop. En dit is wat ek vandag wil praat. Hierdie boodskap het ietsie vir elkeen teenwoordig vandag. Maar die grotere emphasis of klem vanmôre val op die gelowiges. Amen. Amen. Die tema van hierdie boodskap is die gelowiges se hoop en toekoms. Ek wil teruggaan na die begin toe. Die Bybel verklaar in die tuin van Eden, aan die begin, die very beginning, sê die Bybel, daar was 'n gemeenskap en 'n genootskap tussen God en die mens. En die Bybel sê, die tuin van Eden was 'n plek van vrede, was 'n plek van samesyn, was 'n plek van oorvloed. En dit was 'n plek wat God dit goed gevind het om 'n mens 'n verantwoordelikheid te gee. En in daai verantwoordelikheid toe vertrou
met sy skepingswerk. Adam het die tuin bewerk. Adam was in die tuin. Adam het geleef van die tuin van Eden. Maar die Bybel praat in Genesis 2:17 dat 'n gebod het God neergesit en dit het veroorsaak dat ongehoorsaamheid plaasvind. En met ongehoorsaamheid, Genesis 3, het sonde in die wêreld ingekom. En met dit gesê, het die mensdom soort van 'n sondige natuur geërf. Wat beteken die liggaam wat voorheen nie blootgestel was aan die dood nie, het nou 'n verganklike liggaam geraak. En as gevolg van daardie gebeurtenisse wat gebeur het, daai onerftelikheid, het dit oorgegaan en dit 'n generational situation geraak. Amen. Sê vir iemand dit 'n generational situasie geraak. Generational situasie geraak. En soos tyd aangestap het, jare aangestap het, generasies beweeg het, sedertdien sê die Bybel skryf Paulus, is moeder aarde in geboortepyn. Van met dit het ongeregtigheid gekom. Met dit het armoede gekom. Met dit het ongelykheid gekom. Met dit het pyn en hartseer gekom. Met dit het dwelmverslaafdheid gekom. Met dit het drankmisbruik gekom. Van families en gesinne en gemeenskappe uit mekaar skeer. En die wêreld wat eens 'n vreedsame wêreld was nou 'n deur mekaar wêreld met misdaad, moord, verkrachtings, haat, liefdeloosheid. En dit is die generational situation waar vreedsaamheid was, het alles in 'n oogblink verander. Maar God stap met hierdie wêreld. Oh, yes. God stap met sy doel met hierdie wêreld. Yes. En as ons mooi kyk, dan wil God teruggaan na die begin toe, waar alles begin het. God wil terugbeweeg na die tuin van Eden, wat nou bekend staan as die nuwe paradys of die nuwe Jerusalem. Openbaring 21 en 22. Kom ek bring dit bietjie nader, ek is nou in my woord, ek is amper daar. Amen. Ek sal nou sit in my woord. Amen. Prediker 3 praat van, daar is 'n orde wat bestaan uit 'n siklus. En om dit baie meer beter te illustreer, wanneer ek praat, God beweeg terug na die begin toe. Sê die Bybel, daar is 'n tyd om gebore te raak. En daar is 'n tyd om te sterwe. En hoe dit teruggaan na die begin toe, wanneer ek gebore raak, dan is hierdie liggaam nie in staat om iets vir homself te doen nie. Ek moet leer loop, ek moet 4 dinge doen. En wanneer ek oud raak, dan gaan die liggaam weer terug na die begin toe, waar die liggaam later nie in staat is om verder weer iets vir hom te kan doen nie. Verstaan jy? As ek sê God beweeg terug na die begin toe. Ek wil lees 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Ek gaan lees van vers 50 af tot en met vers 54. Maar voor ek daar kom, as daar 2 uitkomste of 2 dinge wat hierdie woord graag wil vandag doen. En die eerste ene is, dit wil graag iemand uitdag, of 2 vrae vir
vinnig aan iemand stel wat nog nie die Here ken nie. Wat nog nie 'n verhouding met die Here het nie. En die eerste vraag wat dit vra, as ons kyk in die toekoms, of as jy kyk in die toekoms, en jy wil visualiseer die toekoms, en jy kyk ander kant hierdie lewe, waar bevind jy jouself? As jy kyk na die toekoms, hierdie lewe, beyond this life, waar bevind jy jouself? As jy moet nou die tydelike met die ewige wissel, waar sien jy jouself? Waar bevind jy jouself? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is dit moontlik om die dood te oorwin sonder Christus? Van 1 Korintiërs 15 sê die laaste vyand wat geoorwin moet word is inderdaadlik en waarlik die dood. As die dood die laaste vyand is en Christus is die gateway, kan ek die dood oorwin sonder Christus? Dis die tweede vraag. Die tweede ding wat hierdie boodskap graag wil bereik, is om elke gelowige teenwoordig hier vandag sy geloof opnuut te anker, sy hoop opnuut te anker binne in Christus. Amen. Amen. Kom ons lees. Want ek sê broers en suster, as dit 'n gewone mens van vlees en bloed nie net so aan die koninkryk van God kan deel kry nie, wat verganklik is, kan nie deel kry aan wat onverganklik is nie. Ek wil aan julle 'n diep waarheid vertel, wat God aan ons bekend gemaak het. Dit is dat ons nie almal sal sterf nie, maar almal sal verander. Dit sal dadelik, ja, in 'n oogwink gebeur, wanneer die laaste trompet geblaas word. Hier ek kan bid. Want as die trompet sy klank laat hoor, sal die dooies met die onverganklike liggaam opgewek word. En dan sal ons ook verander word. Van ons verganklike aardse liggaam moet met die hemelse liggaam omskep word, wat nooit sal sterwe nie. Wanneer dit gebeur, wanneer die verganklike aardse liggaam in 'n hemelse liggaam omskep word, wat nooit sal sterwe nie, dan uiteindelik sal die woord wat tot vervulling kom, wat sê die dood is totaal uitgewis, van dit is heeltemal oorwin. O dood, waar is jou oorwinning? Dood, wat het van jou angel geword? Amen. En dis hoekom ek het die vraag in die begin gestel. As ek nie die Here ken nie, sal ek in staat is om die dood te oorwin sonder Christus. Paulus begin in vers 35 tot 36 begin 'n gee beskrywing. Maar vooraf het hy eers so 'n bietjie 'n deurmekaar saak oopgemaak. Want daar is mense in die kerk van Korintiërs, of daar is hierdie filosofe wat 'n woord verkondig dat die gelowiges sal nie opstaan nie, of daar sal nie 'n opstanding wees nie. En Paulus begin eers hierdie ding korrigeer, deur om aan die begin 'n fondasie te lê en te sê dat die evangelie bestaan uit 3 dinge. Christus het gekom, hy het gelei, hy het gesterwe, hy het opgestaan, en daarna stit hy sy argument deur om te sê dat hy letterlik aan verskillende mense geverskyn om sy argument van hy waarlik opgestaan waarlik te maak, sodat dit waterdig kan wees. Amen. En dan is hier by 35, 39 gee 'n beskrywing van hoe sal hierdie liggaam lyk. En hy sê dieselfde is geval van die opstanding van die dooies. Ons aardse liggaam wat gewoon weer sal sterf en sal vergaan, sal anders wees wanneer hulle opgewek word. Dit sal nooit sterwe nie.
En as ons kyk aan die ding van Eden, was daar 'n liggaam wat nie blootgestel kan word aan die dood nie. 'n onverganklike liggaam. En Paulus' argumente, soos ek gesê het, God beweeg terug na die begin toe. En wat Paulus hier sê, hy sê dat Christus Adam het gekom, en Adam was in die vorm van 'n menslike liggaam, 'n verganklike liggaam. En om hierdie curse te reverse, was het nodig dat Jesus homself ook 'n verganklike liggaam aanneem. En toe sy daardie liggaam aanneem wat blootgestel was aan die dood. Amen. Was het nodig vir hom om aan die liggaam te sterwe, sodat hy kan restoreer dit wat aan dood verbonde was, om in die dood lewe te kan bring. Amen. En daarom, toe sy sterwe, het hy dit geaandoen wat Adam gedoen het. Maar hy het nie net geaandoen wat Adam gedoen het nie. Hy het die curse van die menslike generational situation het hy gereverse. En dit was nodig vir hom om in 'n liggaam te sterwe wat blootgestel is aan die dood. Van skeptiese sou gesê het, hy is dan God. So dit sal nie werk nie. Dit sal nie werk om te sê hy het gesterwe nie. Van hy is dan God homself. En God is 'n divine being wat nie blootgestel was, infinite. So hy moet Adam se liggaam aanneem om hierdie ding te reverse. Help my so 'n bietjie reg. As 'n slang jou pik, wat gebruik ek? Antivenom. Ek gebruik dieselfde gif. Amen. Om my ding te reverse. Here, ek kan dit. So dit was nodig van God, vir Jesus, om dit te reverse in die verganklike liggaam, om die onverganklike liggaam terug te bring. Amen. Halleluja. Prys die Here. En die Bybel sê, toe dit gebeur het, kyk ons na Adam, die menslike liggaam. Maar die Bybel beskryf dit as 'n hemelse liggaam. Ons weet nie hoe dit gaan lyk nie. Ek wil nie spekuleer nie. Waar die skrif silent is ek ook silent. Ek wil nie mirror reading aan die skrif indoen en dinge interpreteer wat nie in die skrif is nie. Amen. Al wat ek weet, dit sal 'n hemelse liggaam soos die Bybel dit verklaar. En ek laat dit daar. Au. Maar hier is 'n gedagte wat hy beskryf. Hy sê wanneer die onverganklike liggaam die verganklike liggaam vervang, hier ek kan bid nie, dan gebeur daar iets. En hulle wat gesterwe het, en hulle het in Christus gesterwe, as die trompette geblaas word, dan hoor hulle die stem van hulle se Maker. En daardoor sal hulle opgerig word. Here, ek kan bid nie. En wanneer hulle opgewek word, dan word die hemelse, die aardse liggaam vervang met die hemelse liggaam. En met daardie proses word die doodse angel geverwyder. Here, ek kan bid. En daarom vra hy, dood, waar is jou angel? Maar Christus moet eers gegaan het. En hy moes eers soort van die pad gepyf het of op hy
is lewe Yes. aan die kant die dood. Yes. En daarom gee die lewe in 'n skinkbol. Hy sê, hulle wat in my glo, sal waarlik lewe en sal nie in die ewigheid sterwe nie. Hy gee lewe op die skinkbol. Hy sê, dan is daar oorwinning. Dan het die dood geen vashou, veer op ons nie. Amen. Ek wil vandag praat oor die regverdige se hoop. 2 Timoteus 4:8 skryf Paulus, hy sê daar wag 'n kroon van regverdigheid. 2 Timoteus 4:7-8 praat Paulus op sy sterfbed en hy sê dat ek die wedloop, ek het die goeie stryd en almal wat nou vir my wag is die kroon van regverdigheid, want ek voel die regverdige God verskyn en hy sê, in min was jy getrou, maar in vele stel ek jou aan. Was Sister Elsie getrou, maar in vele stel die Here aan. En wanneer sy voor haar Maker staan, aan die Maker oorhandig die troon van regverdigheid. Ek wil vandag lees Filippense, as ek vandag net tot daar kan gaan. Filippense 1:20-24. Paulus skryf hier, hoor wat sê, ek wil eerder nog altyd ook nou, my hele bestaan leef of moet sterf, Christus my volle vrymoedigheid verheerlik. Want vir my is die lewe Christus en sterwe as wins. Om te lewe is wins vir die gelowige. Om te sterwe is wins vir die gelowige. Either way, ek wen. Amen. Here, ek aanbid U. Hy sê, as ek aanhou lewe, kan ek vrugbaar werk. Ek weet regtig nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek om by Christus te wees, want dit is vir my vir ewig die beste. Aan die ander kant is dit vir my belangriker dat ek aan die lewe bly. Ek weet, ek was seker, my blywende betrokkenheid by julle almal se daartoe lei dat die groei en blydskap in julle geloof sal by lewe. So vir Paulus is dit 'n voordeel om te bly lewe of om te sterwe. Either way. Maar wat ek dan doen? Hy sê, omdat ek nog werk hier op aarde, verkies ek om te lewe. Mattheus 5:16 sê die Bybel dat julle is die lig van die aarde. Dit is byvoordelig vir die gelowige om die werk, die mandaat op aarde voor te sit. Ons lewe in 'n donker wêreld van wanhoop. Ons het genoem aan die begin 'n wêreld verspreid met ongeregtigheid. 'n Wêreld van armoede, ongelykheid. 'n Wêreld van pyn en hartseer. 'n Wêreld waar gemeenskappe uit mekaar uit is en selfs gesinne uit mekaar uit is.
Christen is 'n teken van hoop. 'n lig in 'n donker wêreld. Want dit is die gelowige wat instap by 'n gebroke huis om 'n gebed te gaan doen. Dis die gelowige wat uitreik waar daar behoefte is, wat 'n sopkombuis oprig. Dis die gelowige wat gaan en gaan bid waar 'n huis waar drank regeer, waar dwelms regeer. En dit is die wêreld wat daar is. En tyd en wyl ons wag dat Christus moet kom, vir ons as gelowiges daardie hoop wat binne ons is deel met die wanhoopigheid. En wat ons doen, ons probeer met die krag en wil van God alles wat op hierdie aarde, alhoewel ons nie volmaaktheid op hierdie aarde kan bereik nie, is die gelowige tyd en wy hier om orde te kry. Om te probeer red wat kan gered word. En elke keer wanneer ons hier voor staan of waar ons ook is en waar ons preek en waar ons die woord deel, ons doen dit vir 'n rede. Omdat ons besef dat die mens is verlore en ons het die mandaat gekry om hoop in 'n donker wêreld te versprei. En wanneer ons tot sterwe kom, kan ons met ten volle sê dat ons het die wedloop volbring. Ek het gedoen wat die Here aan my gegee het om te doen. Ek het uitgegaan, ek het gepreek, ek het gedoen alles wat nodig is. Die vraag bly maar nou net, as ek wat nog nie die Here ken nie, ek weet vir 'n feit, wat is my toekoms? Ek weet vir 'n feit, wat is my hoop? Ek weet vir 'n feit, wat is my eindresultaat? En Suster Shirley het geweet wat is sy eindresultaat. Maar u wat nog nie die Here ken, ek het gesê, Prediker praat van 'n vaste orde, 'n siklus, wat vas in die wêreld is. En as jy agter gaan lees, dan praat hy van twee soort van realiteite, gunstig en ongunstig. Daar's 'n tyd om te huil en daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om weg te gooi. So dit is twee opposite realiteite. En daardie wiel van siklus beweeg tussen daardie twee realiteite. En daarom sê ek dat daar is niks onder die son. Die ou mense sê jy kan nie vir my 'n triek wys. Dit wat jy nou hier deurmaak het ek al klaar deurgemaak. So as ons dan weet dit is van na die wêreld toe beweeg en daar is 'n siklus, 'n wiel wat ek nie kan escape. Hoekom bly ek lewe van die handwys van 'n lewe op 'n skinkbord aan my gegee word? So ek maak al klaar, ek soek na 'n mooi woordjie, maar kry dit so gou nie. Ek maak al klaar. Ek het 'n pre-concept idee klaar waar ek wil opeindig. Want die probleem is, die lewe is net, niemand kan het vryspring, niemand kan hy sirkel, hy siklus vryspring. Alles beweeg tussen twee realiteite. En daar is 'n manier wat geen mens dit kan vryspring. Jy kan maak wat jy wil. Jy gaan nou heen, dan lag jy weer. Jy gaan nou bedroef is, dan is daar weer vreugde. Net soos Prediker daar beskryf, daai realiteite is bestaan in die lewe. Jy kan dit nie vryspring nie. Niks is nie onder die son. As ek dit weet, as ek weet vir 'n feit, as ek lewe van die hand wys, dan weet ek, daar is net een opsie wat vir my oor is. As ek dit doelbewus constantly daai besluit maak, dan weet ek wat is my eindpunt of waar sal ek opeindig. Die mooie ding van die Bybel is, dit is uiteengesit. Die Bybel is 'n profetiese boek. En dis hoekom ek wil afstap. Toe kon ek nie verstaan, toe skuld wat inkom en baie gelowiges gesit het.
Maar waar is hierdie hoop waarvan ons praat? Waar is hierdie hoop waarvan ons praat? En ek wil vandag vir julle sê, die derde ding van hierdie boodskap is om realisties as moontlik te wees. Dat daar is 'n realiteit wat ek nie kan escape nie. Dis ieder ek kies die dood of ek kies die lewe. En vandag is die uitstap. Moet jy 'n ingeligte besluit maak. Ons gaan nie al te kol maak nie. Maar ek moet 'n ingeligte besluit maak. En vir myself sê ek weet die wiel wat draai is 'n bestaande siklusse orde. En ek kan nie daai wiel vryspring nie. En terwyl ek op tyd op aarde is, as dit te laat is, dan is dit vir ewig te laat. Ons dank die Here vir ons moeder, wat daardie wyse besluit gemaak het. En wat ons met volle sê, dat sy het alreeds al die dood oorwin. Maar vir ons wat op aarde is, gaan die dood bly 'n seer ding wees. Maar as ek lewe gekies het, dan het ek al klaar die dood oorwin. Mag die Here julle wonderlik sien.